Goeiemiddag minister Ivan Meyer. Dit is my 'n ongelooflike voorreg om vandag hierso by die Paarl Travel and Tourism Expo met u te kan gesels oor 'n ongelooflike onderwerp. Minister, toerisme, ek dink u eet dit, u leef dit, u drink dit. Vertel vir ons 'n bietjie, wat beteken toerisme vir u? Wel, toerisme is vir my baie belangrik. Soos die spreekwoord hier sê, tourism is connecting the world to Drakenstein. Vir my is dit baie belangrik, want ek het 'n groei-verwerkstrategie hier in die Weskaap. Een van daardie pilare is om ons toerisme syfers met 3-voudig te vermeerder. En toerisme vind plaas nie in 'n provinsie nie, maar binne 'n munisipaliteit. En daarom is ek baie dankbaar om hier vandag te wees by Drakenstein munisipaliteit, want hulle doen uitstekende werk om toerisme te bevorder. Maar om toerisme te bevorder moet jy 3 goed hê. Jy moet eerstens hê mense wat passievol is oor toerisme, en dit het ek hier gesien vandag by Drakenstein. Die tweede ding is, jy moet toerisme produkte hê. Bates. Dit is wat toeriste lok. Mense wil kom iets sien, iets proe, hulle wil iets daar slaap. En Drakenstein met die wonderlike wynlandgoedere bied wonderlike toerismeprodukte. Maar die derde rede hoekom mense kom, hulle wil sien hoe mense leef, hoe mense interaksie het met ander mense. Toerisme gaan oor mense, en Drakenstein en die Paarl en in Wellington is 'n unieke platform om toerisme te bevorder. Dit is een van die vindigste groeiende subvelde in die ekonomie, en ek is baie trots om vandag hier te wees. Dit is ongelooflik, en dit is ook vir my belangrik, of kom ek sê vir julle so, ek wil graag weet, waar sien u toerisme oor 5 jaar in die Boland, in die Weskaap? Wel, ek dink wat ons baie sien, oor 5 jaar wil ek die volgende goed meer sien. Ons praat van MICE is meetings. Yes. Meer vergaderings, internasionale vergaderings moet hier in Paarl plaasvind, want die Kaapstadse internasionale konferensiesentrum is oorgeboek. En die beste plek is om hiernatoe te kom om groot konferensies, internasionale konferensies hier te hou. Dis die eerste ding. Die tweede ding is, MICE gaan ook oor incentives. Daar moet insentiewe aangebied word vir mense om hierheen te kom, en ek is baie trots. Ek het baie van die mense in die hotelbedryf en die wynbedryf gesien. Hier is verskillende insentiewe. Die munisipaliteit het ook groter insentiewe vir mense wat selfs hiernatoe wil beweeg en hiernatoe wil kom vir 'n blyplek en investering. Die volgende een is wat ons noem conferences. Konferensies is vir ons verskriklik belangrik, want internasionale konferensies is baie goedkoper hier in Paarl as wat dit in Kaapstad is en wat in alle dele is, en dis binne 'n uur van die Kaapstadse internasionale sentrum. Die volgende ding van my is events, global events, en ek is so trots dat die wêreld cricket gaan ook nou hier plaasvind. Ja. Dit gaan hier plaasvind, sport events, en ek is baie trots dat ons ook hier sien sporttoerisme is baie lewendig. Ek wil graag meer sportfasiliteite sien. Ek wil graag ook 'n trein sien wat vanaf die lughawe beweeg tot hier, want as 'n persoon daar by die lughawe afklim, moet hy reguit hier beweeg. Maar jy het 'n voordeel. Die Cape Town, Cape Winelands bou 'n lughawe wat bekend gestaan as die Winelands Airport, so dit is baie naby by julle, so die toeriste kan sommer van die Cape Winelands Airport hiernatoe beweeg. Dit is waar ek wil sien, maar ek wil ook sien, julle is in die hartland van die wynbedryf. Wyntoerisme. Ons praat ook dikwels van agritourisme. Ek wil dit meer sien. Julle het groot fabrieke. Hier is whiskies fabrieke. Mense wil nou nie net die whisky kom proe en koop nie. Hulle wil hierdie fabriek beweeg om te sien hoe word dit gemaak. Ja. Hoe dit geprosesseer word. Ons praat van agri-prosessering. So dit is waar ek julle wil sien. Ek dink julle lewer reeds 'n baie goeie bydrae tot die bruto binnelandse produk in terme van hierdie streek. Ongeveer so 10%, ek wil dit graag sien by 20%. Sjoe. Ja, ek is opgewonde en ek is verskriklik trots om deel te kan wees van hierdie ongelooflike expo vandag. Maar wat sal u sê uit jong entrepreneurs? Hoe kan jong entrepreneurs betrokke raak by so 'n expo? Ek dink is baie belangrik. In die Weskaapse regering het ons 'n agentskap wat bekend staan as Wesgrow. Wesgrow is die Western Cape Trade, Tourism and Investment Promotion Agency.
By Wesgrow het ons ook twee produkte wat ons toerisme befonds. Een is die toerisme produkontwikkeling en dan die toerisme infrastruktuurontwikkeling. So die eerste ding wat ek dink jong mense moet doen is om aansoek te doen vir 'n internskap in toerisme, om by sekere hotelle en maatskappye te werk as 'n toerist, 'n gids, en hulle kan ook, ons het ook nou 'n baie nuwe veld, astrotourisme, wat jy kan kyk na die sterre. Dis 'n nuwe veld, baie mense kom graag kyk, maar die eerste ding wat ek dink wat ons vir jong mense kan sê is, kom en doen aansoek by die munisipaliteit, by ons departement, by die provinsie om te kyk, kan jy dalk, as jy belangstel in toerisme, doen aansoek vir 'n internskap by 'n hotel, by 'n restaurant, by 'n munisipaliteit, by 'n gasteplaas. Doen eers aansoek sodat jy blootstelling kan kry in hierdie bedryf. Toerisme het verskillende velde. Vandat die persoon land op die lughawe tot die persoon weer terug vertrek huis toe. Daai hele die vervoer, die kos, die slaap, baie keer is daar ook ander aktiwiteite wat mense in belang stel. So toerisme is 'n buitelug aktiwiteit en vir die jeug is dit 'n wonderlike geleentheid. Vir die jeug sal ek vra, fokus ook op ander tale te leer. As jy bietjie Duits leer, bietjie Frans, bietjie Spaans, as hier 'n toerist kom, dan gaan die toergidse vra, wie kan Spaans, wie kan Engels, wie kan Duits, wie kan 'n ander land se taal praat? Dan is jy in die mark vir internasionale toerisme. Sjoe. Wat dink u is tans die grootste uitdaging in toerisme in die Weskaap? Wel, ons het ongelukkig nog gesien wat daar gebeur het ook in die Kruger Nasionale Park, wat toerisme seer gekry. Daarom is vir my die belangrikste is die veiligheid van ons toerisme. Ons het ook nou gesien die oorlog in die Midde-Ooste. As gevolg van die oorlog in die Midde-Ooste is daar minder mense wat nou wil travel. Ek het gister met die visiepresident gepraat van die Dubai Sakekamer. Ek is baie bly. Daardie visiepresident het gesê, toe ons praat van investering, toe sê ons moenie praat van investering nie. Ons moet eers praat van toeriste kry hier in die Kaap. Want as die toerist eers in die Kaap is, dan sien hy die geleenthede vir investering. So ons is nou tans besig ook met Wesgrow om ook te reël dat ons meer toeriste lok hier na die Kaap toe. Ons kyk ook na nuwe vlugroetes. Ek is baie bly dat ons het ook nou 'n nuwe vlugroete van Sao Paulo hier na Kaapstad. Dit is omtrent so 6 ure. So internasionale vlugte gaan ons baie help. Want dit is goedkoper vir ons en ek dink ons is gereed om meer toeriste te ontvang. Maar die vraag oor die uitdagings, vir my is dit jammer wat gebeur het met daardie persoon. Ons het ook omstandighede gehad by die Kaapstadse lughawe wat persone afgedraai het en in verkeerde roetes en ongelukkig daar vermoor is. Daarom is daar 'n persoon in my departement wat kyk na toerisme veiligheid. So ons vra vir alle organisasies ook hier by die hele expo om kontak te maak met ons tourist safety officer. Van vir my is die veiligheid van ons toeriste baie belangrik. Wat is, as u enige raad of advies sou hê vir 'n entrepreneur daar buite wat dalk hulle eie besigheid wil begin, wat sal daai raad en advies wees? Die beste raad en advies vir enige besigheid is om te kyk wat is jou passie, wat is jou roeping in die lewe. Ek glo mense moet beweeg in hulle roeping en in hulle passie. As jou passie vervoer is, dan gaan jy in daardie passie. As jou passie is om mense te bedien, kos te bedien in 'n restaurant, gaan in daardie rigting. Jy moet eers jou passie in die lewe ontdek. Ons praat van discover your purpose, discover your gift. When you discover your gift will make room for you to prosper. En dis vir my belangrik dat mense eers moet uitvind wat wil hulle doen. En dit kan jy doen, jy kan 'n vakansiewerk doen by 'n restaurant, by 'n hotel, by 'n wynplaas, gaan bied jou dienste aan. Want daar sal jy uitvind, want dis presies waarin ek belangstel. Die hospitality bedryf soek mense wat vriendelik is en 'n diens wil lewer. Met diens en vriendelikheid kan jy enigtyd hierdie bedryf betree. Sjoe. Minister, ons tydjie het uitgehardloop. Wow, so vinnig. Dit is so vinnig, maar dit was so lekker geweest om met u te kan gesels. Maar as daar 'n boodskap, u laaste boodskap vir ons mense daar buite, vir ons travelers, vir ons mense wat dalk besluit om nou na Suid-Afrika te kom, wat sal u boodskap
aan mense daar buite wees? My boodskap aan die mense daar buite, eerstens wil ek praat van ons binnelandse toeriste. Want mense in Suid-Afrika moenie dink aan toeriste wat van oorsee afkom nie. Jou eerste denke moet wees, ek is 'n binnelandse toerist. Daarom ek en my vrou maak dit 'n moeite om hier in die Kaap rond te ry. Ja. Wees eerstens 'n toerist in jou eie dorp. Besoek klein dorpe. Hier is wonderlike klein dorpe, ook hier in Drakensberg en Paarl, wonderlike gebiede. Maak dit 'n moeite om 'n binnelandse toerist te raak. Hier is baie mooi landskappe, hier is honderde wynplase. As ek op map kyk, dan kyk ek, sê ek my vrou, ek vat jou nou hierna toe. Dit is wat toerisme is. Maar vir ander persone wat oor die res van die wêreld na Suid-Afrika toe wil kom. Een, dit is skoon. Ons kos is baie lekker. Ons het van die beste wyne. 98% van alle wynkelders in Suid-Afrika is hier in die Weskaap. Topkwaliteit wyne, goedkoop wyne, goedkoop toere, skoon hotelle, netjiese plek en die lieflikheid van die mense sodat hulle kulturele warmte kan ervaar. En wanneer die mense hier weggaan, sê hulle vir my, Suid-Afrika, die Weskaap voel soos Hotel California. You can check in, but you can never check out. Minister, ek weet u het al baie plekkies in die Weskaap besoek, maar as daar een spesifieke plek is wat u weer sal gaan besoek en weer gaan besoek, watter plekkie sal dit wees? Wel, ek is baie lief vir die Kaapse wynlande. Ek is baie lief vir Ceres. Ek is nou jammer dat die Ceres vloede het daardie groot skade aangerig. So Ceres lê vir my na in die hart. Ook Montetjie. Ek is baie trots op Montetjie. Ek is ook baie bly hier in Parel omgewing, van hier is baie wynlandgoedere. Ek is baie trots op KBV wat hier by julle geleë is. Ek het nou met Bains whiskies gepraat. So ek sal sê Parel, Ceres, Montetjie. Dis waar my hart lê. Wonderlik. Minister, baie dankie vir u tyd. Ek weet u het 'n baie besige skedule, maar baie dankie dat u tyd gemaak het vandag om hier te kom praat met ons, om vir ons hoop te gee vir toerisme. Ek wens u net sterkte toe vir die jaar wat voorlê. Ek weet daar's baie goed wat voorlê, maar ek wens u baie sterkte toe en baie dankie. Salene, baie dankie. Ek is bly dat ek jou vandag hier kon sien. Ek hoop die mense weet dat jy vroeg al op sosiale media was en dat ons op sosiale media gekommunikeer het en daar het ek 'n belofte gemaak, ek gaan jou sien. Ek is bly ek het die belofte gestand gedoen. Baie dankie. Wow.